terug te vat. Ons praat nou van die era van laat 76 tot 79 wat ons nou gedek het, en dan die hele storie sluit eintlik op met Ulrich was die kruis gister gedoen het, die chopper gevallen. So ons gaan nou 'n bietjie terug in tyd, maar dit het nie impak op iets nie. Ons gaan nou na Opskokkenos toe, waar Kokkie gesterf het. Toe Wynand sy plan aangekondig het, dat ons gaan hierdie baie smart operasie van hom doen, het baie ouens gekritiseer en sê ons soek vir moeilikheid, ons gaan nie die plek kry nie, en die en dat. Maar ek is baie trots op hom, dat hy gedoen het wat hy het, en soos ons dit tot vanoggend gedoen het. Ek dink hy kon nie baie beter enigszins doen as wat gebeur het tot nou toe. Alright, julle het nou die milieu gekry van hoe die operasies en die Russian front en die pad en die spoorlyn en valskerms en trokke en bomme en goed plaasgevind het. Kokkie hulle het geïnfiltreer per valskerm, bietjie na die noorde kant toe meer, Tsekwala se kant toe. Ten tye van die insident was hulle al reeds 2 of 3 weke in die veld. En is met resupplies, met helikopters en valskerms aangevul. En hulle het reeds 2 spanlede verloor voor dit wat afgevoer was. So dit is 'n baie moeilike era wat ou daarin het met jong nuwe laities van ons keringsgroep wat daar aangekom het, bietjie ouer ouens. En ek is eintlik verbaas dat hulle die ouens al vroeër uitgehaal het nie, maar nietemin hulle het ingebly. En soos wat dit werk, dink ek dat daai span Frelimo's wat op hulle afgeloop het, was op soek na hulle wat met die tendens is. Ek het nou vir julle verduidelik. Sodra jou teenwoordigheid hier gekompromiteer is, deur 'n veldwagter of met 'n myn of 'n kontak geslaan of so, dan is daar tientalle voertuie en spoorsnyers en veldwagtertjies in jou, en dan het die rally begin om te oorlewe, die Gunston 500 soos ons het genoem het, en dan moet jy move. Dis baie ouens wat afgevoer was van hitte uitputting, en moeg dat die choppers kon nie ondersteun nie, maar die ouens het prevail. Alright, so Kokkie hulle was reeds in die veld, en toe die incident gebeur het. Hey Francis, ek kan vir ons lees. Ja. Okay. Dit was 11 Februarie 78, wes van Molotopan. Dingepan. Wat ek kon aflei tussen SW en Jakes. SW was Kokkie se buddy. Julle weet wat die buddy stelsel is, 2 ouens wat saam slaap en kos en slaapsak deel, een staan wag daai ding. So wat hulle my verduidelik het, is na die eerste of tweede hoëgrond, van hier af tot by die grens is 'n golwend terrein met koppies. Dis moeilike terrein. Alright, so dit is min of meer waar die kontak plaasgevind het. Dit was nie definitief nie hier nie, maar simbolies is dit 'n bullseye hier. Okay. Goed, Kokkie se kontak 11 Februarie 1978, wes van Medulupan omgewing. Majoor Henny Blau besoek die rekkies te Mabatula en daar word besluit dat Majoor Blau vir Hannes Venter moet aflos. Die 3, Swart, Venter en Blau, staan op Vrydag 11 Februarie 78 en gesels buite die rekkies se opstent, en skielik dog dringend nader die opsyner luitenant Bam de Wet, die 3, en sê vir hulle dat daar 'n kontak was en dat die spanleier gesneuwel het. Sy nou genoem het was tipies. As jy in die basis was op jou 'n breek en die ander span is ontplooi, as jy sien nou kom 'n ouetjie daar die opstent het, dan sit die syner met so berig. Dan weet jy daar gaan nou iets gebeur of daar het iets gebeur. Dit was die span onder leiding van luitenant Kokkie de Tooy. Bam sê vir die manne dit was Kokkie wat gesterf het. In Kokkie se span was Willie Ward, Klein Jakes Jacobs, Joe de Villiers, Bruce McIver en Mac McLaren, Manuel Ganao en SW Fourie. Hier volg 'n kort opsomming van die gebeure. De Tooy se span het die spoorlyn in die omgewing van Medulupan gesaboteer. Die span beweeg terug na die omgewing van hulle lanseringsstrook vir rantsoen aanvulling. Daar lê hulle 'n hinderlaag op die spoor. Luitenant Dou Steyn, die diensdeskundige in die span, lê Claymore myne op, hulle spore wat elektries afgevuur sal word. 'n Frelimo span beland in die hinderlaag en Steyn detoneer die myne, terwyl die span 4 op die Frelimos in die doodsakker. Right, in my opinie, is 'n tipiese scenario. Hulle het 'n job gedoen, die inligting het vir die vyand gegee, daar's ouens in die gebied.
Nou net wat sy sê is, 'n dag of wat vroeër is hulle geresupply met 'n helikopter. So die PB's en die plaaslikes sal gehoor het, daar het 'n chopper gevlieg, hy het afgegaan en toe weer teruggevlieg. Almal ken al die prosedure. So hulle het toe hulle heraanvulling vir rantsoene en water gekry. Hulle het die job gedoen, toe lê hulle op. Maar intussen het die vyand begin snif in die neus kry dat die span nog in die gebied kan wees. Die van julle, ek verstaan baie van julle het militêre agtergrond, weet hoe oplê werk, die rondom verdediging met die claymores en die spore en die doglegs en al daai goed. En as ek vinnig hier luister, het die ouens dalk net bietjie moeg gewees en nie alles so reg gedoen nie. Maar dis maar net hoe dit ook geskryf kon wees. Ek wil nie gekwout word daarop. Punt bly staan as ek dink hulle was verras. Hulle moes dalk vroeër van die ouens gehoor het. Maar ou kan ook nie sê nie. Jy weet nie hoe reg die terrein is. En dalk het hulle nie sulke skootvakke gehad wat hulle wou gehad het nie. Maar dit is soos wat dit werk in die bos en dit is 'n tipiese bosscenario. So jy het 'n span in rus wat besig is om te rus of om op te lê en hier kom 'n span wat op aanvalspatrollie is, kom op jou afgestap. So onmiddellik is jy half op die agtervoet. Die ouens, jy weet as jy beweeg nou, dan kan dit te laat wees. Maar in die case, Dou hulle dit vinnig genoeg opgetel en hy was toe reg om die Claymore te detoneer. 'n Frelimo span beland in die hinderlaag en Steyn detoneer die myne terwyl die span 4 op die Frelimos in die doodsakker. Nadat die 4 bedaar het, gee de Tooy opdrag dat die doodsakker gevee moet word. In uitgestrekte linie vee die span die doodsakker op soek na gewonde Frelimos. SB Fourie loop links van de Tooy tydens die vee van die doodsakker saam met Jakes. Te laat sien hulle 'n gewonde onder die bosse. Die Frelimo draai op sy en 4 op kort afstand op de Tooy wat noodlottig gewond word. Luitenant Kokkie de Tooy sterf op slag middag 11 Februarie 1978. Hy is die 4de lid van een rekkie wat tydens die ontploffing sterf. Die Alouette helikopter is nie beskikbaar vir afvoer nie en moet die span vir Kokkie uitdra. Hulle Alright, as ons nou die scenario vat van waar die kontak plaasgevind het, ons het lê in hulle haai. Gelukkig was hulle drills goed met die Claymore, so ons aanvaar al die ander goed was ook reg. En toe gebeur dit, dis soos 'n kontak in die bos gebeur en ek seker julle het almal ook ervaring daarvan. So die opstaan en vee deur die doelwit is 'n standaard prosedure. Die triek het natuurlik ingekom, daar's 'n ou wat nog gelewe het. En hoe sien jy dit in so omstandighede? Baie moeilik. Baie moeilik. Alright. Al wat ek dink wat daar aan die ou se guns getel het, dit was dalk bietjie oop en hy het 'n lucky shot op Kokkie gekry. Alright, maar hulle het goed geoperate, hulle het gedeursoek, gedoen wat hulle moes doen en van hier af is dit 'n bloody storie tot dat Kokkie en die ander ons uit is. Luister nou, dis oorstap, luister hier nou. Die Alouette helikopter is nie beskikbaar vir afvoer nie en die span moet vir Kokkie uitdra. Hulle stig 'n hide in die ruie bos. Daardie aand haal Dou Steyn 'n bottel Red Heart rum uit Kokkie se rugsak en drink die span elkeen 'n dop of wat op Kokkie. Met Kokkie se dood neem Willie Ward oor as die spanleier. Die oggend van 12 Februarie word Kokkie en Dou Steyn opgepik en na Mabalatua gevlieg. Dou het tydens die inspring sy enkel tydens die volskermlanding beseer en hy word onttrek. Moet ek aangaan daar? Op 13 Februarie. Ja. Op 13 Februarie vlieg Henny Blau en kommandant Jake Swart saam met Kokkie se liggaam terug na Suid-Afrika. Januarie en Februarie was nie 'n goeie tyd vir die rekkies nie. 'n week of wat later vlieg Henny Blau saam met sy groep na Mabalatua middel van die nag vanaf Durban en land eerste lig daar. Majoor Hannes Venter en sy groep word afgelos. Die rekkiegroepe het vir 12 weke ontplooi terwyl die SAS vir 6 weke ontplooi het. Die rede was die lang afstande tussen Durban en Mabalatua. Die ontplooiings het gekom en gegaan. Einde van die konflik in Rhodesia. Right. Ek dink om Kokkie se scenario op te som. Dit was 'n baie lang uitmergelende reeks ontplooiers wat hulle 4 weke min of meer in die veld was. En met 'n stroke of bad luck
he got shot by a dying man. Hy het geweet dis sy laaste skoot. He took it, it worked for him and it didn't work for us. Right, kan ons weer daai ding speel asseblief. Let's play a last post, not only to Kokkie, to all the people of the world. Right, kom ons speel vir ons daai last post. En dan gaan ek Ulrich lees en dan is ons klaar. Ons gaan hierdie klop maak. Ek wil graag hierdie last post so alle gesnewe soldate en Kokkie. We will remember, iemand het dit nou gesê, dis baie belangrik. Ja. Yes, Fanny. We will remember it. We will remember. Ja, Yeah, we all remember. Right, sit maar net en maak het klaar en Francis wil gou iets sê asseblief. Dan kan ons nog 'n dopie drink dan sy klaar. Ek word nou dors. Baie praat hier. Om aan te sluit by wat hier gesê is nou oor Kokkie se liggaam wat uitgedra is. Daar waar ons in Appington bly op die oomblik, ek en Wynand en die kinders in die huis waar ons bly is een van die eerste geboude huise ooit in Appington. So dit het regtig historiese waarde. So daar's 2 huise wat min of meer dieselfde lyk op hierdie perseel. En langs die huis waarin ons bly is daar 'n woonstel waar daar 'n tipe van 'n jy kan maar sê 'n voorman of 'n opsigter bly wat die plek bestuur vir die eienaar. Sy naam is Andrew. Toe het ek eendag toe ek daar in die huis en ek hoor 'n klop aan die agterdeur en ek maak die deur oop en hier staan hierdie man en hy's nogal kort en ek kan hoor aan die manier hoe hy praat, hy's 'n uitlander en hy sê vir my hy het met Andrew gepraat, die opsigter, en hy wil baie graag na die huis en die tuin kom kyk want hy het in daai huis groot geword. En hy wys toe van die huis langs aan en hy sê toe op daai breë stoepe het sy oupa en ouma vir hulle bed gemaak. Dan het hulle in die aand op die stoepe gelê en slaap en sy oupa het vir hulle die sterre gewys en verduidelik. Hier op die Oranje rivier. En hy vra toe kan hy nou 'n bietjie daar rondkyk en ek stap toe nou saam met hom en hy's baie vriendelik. En interessant, hy sê van hy is 'n Suid-Afrikaner, hy het daar groot geword, maar hy's in die vroeë 80's Nederland toe en dis waar die aksent vandaan kom. En hy sê toe dit is vir hom lekker om daar te wees en hy kyk nou na sy kindertyd daar en hy deel 'n gedagte of 2 met my. En toe ons uitgaan, toe ontmoet hy vir Wynand. En ek stel hulle toe net voor, ek sê dit is so en so, ek dink sy naam is Dirk Maree, as ek reg onthou, en dis my man Wynand. En toe sê die besoeker, toe hy met Andrew gepraat het, die opsigter vir hom gesê van Wynand se agtergrond in die Suid-Afrikaanse weermag.
Toe sê hierdie Nederlander, hy het 'n Rhodesiese vriend wat baie stories het om te vertel soos wat Roy en Wynand hulle doen. En hy wat die Nederlander is, het al daai stories geboekstaaf. En een van die stories daarin gaan oor 'n soldaat se liggaam wat in Mosambiek gesneuwel het wat uitgedra is. En toe sê Wynand vir daai Nederlander, dit was my broer. So klein is die wêreld. Ja. Ja. Mooi. Ja. Francis? Dis 'n half Nederlander, want hy's eintlik 'n 'n boer. half Nederlander, ja. Sê weg. Hoe ver het jy op makkers gedra? Ja, nie vergelijkbaar met dit. Weet ook maar. Francis? Mag ons 'n vraag vra? Ja. Ek is die assistent hier, hè. Ek weet nie sou sy antwoord. As Rhodesië in ons nie soveel weerstand gebied het nie, waar sou ons vandag gewees het? Ek dink polities sal ons tyd gekoop het as ons beter is. Maar ek dink die antwoord is dieselfde as wat ons vra wat met Angola en Suidwes gebeur het. Ons kon dalk tyd gekoop het. Reg op die einde, ek weet nie of julle ooit van operasie Balrea gehoor het nie. Balrea is 'n operasie wat een rekkie gekry het en dit was hier in die laat 80 selfs vroeë 90. Waar daar besluit was om die ANC hoofkantoor in Lusaka uit te haal, wat 'n eenrekkie operasie was. Ek dink dan was hy overall Grand Commander en ons het almal spanne gehad, ons sou van Doppies af opry. Na die Kapui vlakte toe gevlieg het, Algerie banker het vir die choppers, dan in Lusaka aan 6 spanne met 6 choppers, elkeen rappelling down op die teikens, maak skoon, maak leeg, vat wat jy kry, vat. En as ons daai uitgetrek kon gekry het, skat ek, kon ons dalk 'n jaar of 18 maande tyd gekoop het, want almal sou so ontwrig gewees het as gevolg van die hoë profiel mense wat in die fasiliteit was. Die operasie is goedgekeur op al die vlakke wat hy so goed van weet hoe dit werk en dit. Ons het die dag aan, ons het daar die laaste maand daar in Doppies ontsettend hard geoefen met flak jackets en kit en goed aan en geoefen en geoefen en geoefen. En die aand het ons gaan slaap. Ons het die volgende dag is ons rustdag en dan gaan ons ry. En ewe skielik, ek het nou gepraat van 'n syner wat soos 'n swastika uitgehardloop kom, dis ons onder by die choppers om in en uit klim. Ons het begin laai, ons het begin kit laai. Kom die syner ou Rosie de la Pereira aan met sy oë so groot, toe weet ek hy's kak. Ek sê ek glo dit nie. Hy het vir Besbeer een kant toe geroep, die Besbeer het net so gemaak. Choppers het begin draai. Ja. Die blemme het begin draai. Natuurlik toe is daar onmin. Alright. Die operasie is toe afgelag omdat Thabo Mbeki se pa, Govan Mbeki, daai oggend vrygelaat is uit die tronk en dit die wêreld ingestuur is. Toe was die besluit geneem, ons kan nie die ou uit die tronk uit laat met dieselfde asem skiet ons die hoofkwartier uitmekaar uit. So hy sal vir julle vertel en julle weet, tot op daai punt is dit 'n jaar of 2 jaar se beplanning, se inoefeninge, se terug, miljoene rande, die sekuriteit en goed. Ek het nog nooit so 'n klomp desolate mense insluitende die chopper crews. Natuurlik het ons al die ram en jelly en asyn en alles daai aand uitgedrink en Doppie tot die Kwando rivier het gesap. So my vraag is, in my opinie, as dat is gestop vir 'n politieke rede. Ja. Weer 'n keer. En politiek was die einde van ons. Ja. Absoluut. ons weet so goed is dat ons hier sit, hier is geen mag in hierdie kontinent wat ons toe of nou se ander storie. Wat ons toe sou kon challenge nie, met inbegrip van ons tekortkominge van geld. One-on-one, nobody. Ja. En ek was ook bevoorreg genoeg om met Duitsers en Russe en Amerikaners op 3 of 4 geleenthede oor see doktrine te kon vergelyk en met bevelvoerders soos myself en operasionele bevelvoerders kon ons sit en praat. Wat is jou innerlaag taktiek? Hoekom dit? Ons staan vir niemand terug nie en ons het ook nie toe nie nou nie, hierdie tipe mense wat hier sit. Hoor. Maar ongelukkig is die politiek die hoër gesag. Ons kon tyd gekoop het, maar ek dink ultimately is die politiek baas. Julle ken sy geskiedenis wat klip en hartseer op die sadste scenario's is. Right, kom ons gaan gou operasie Ulrich doen. Ons was nou by Kokkie in Februarie 78, ons verplaas nou na September 79.
ek dink persoonlik die Rhodesiese magte en bevelvoerders het begin besef ons voeter nou rond. As ons nie iets groots nou doen nie, dan gaan dit lank uithardloop. Die boere begin kla oor hulle geld en hulle choppers en hulle mense. Rhodesië het nie genoeg geld nie en hulle kan nie eintlik sonder ons klaarkom nie. En hulle het gehoop, ek dink, dat Boothuis of Oer gaan die ding doen. So die doel van die net vir 'n bietjie daai kant vas asseblief. Alright, daar was die Russian front wat ons van gepraat het, hierdie stretch van Chikwala tot onder by Asmapai. Hy is op, daar waar hy pad van die regterkant af inkom, nog 'n bietjie op. Daar's Mapai. Russian front, Kolombani, dis waar die met die fakkels geskiet was in Barajem. So wat Oerig wou gedoen het is, hulle wou ernstige infrastruktuurbeskadiging gedoen het in die vorm van brûe en hulle wou Mapai gevat het, primêr, te midde van al die ander goed. En omdat dit 'n SAS en 'n Rhodesiese operasie was, het ons die ondersteuningstake gedoen, soos die Massachusetts brug, wat ek by betrokke was, die brug by Chibouto, en ons het verskeie ander take gehad, wat ons wou doen, maar die primêre ding, soos julle gesien het, dit was die Rhodesiërs. So wat hulle gedoen het, was wat ek gedink het nogal cheeky was, ek kon nie dit verstaan nie, en ek was net 'n onderkorporaal ten tye, so toe 'n hoofadministratiewe gebied binne in Mosambiek gestig. Ek weet nou nog nie presies waar nie, ek het nou die dag gelees, hier by Chegubu, en as ek het reg lees, met omtrent 150 kilos binne in Mosambiek wees. Julle onthou op die Mapai kaart, het julle gesien die choppers kom van Mashila, wat noordwes was. Ok, so daai ouens het van daai haag af opgestyg, ek het 'n baie goeie foto hier, wat Jakes geneem het in die haag, waar daar 12 pumas opstyg met die freelance en die refueling, en dit het regtig soos 'n warzone gelyk, dit het rof gegaan daar. Voor die laaste veldslag plaasgevind het, toe dink ek het die Frelimo se patrollie gestuur om ons te kom soek, want hulle sien toe, die choppers in die vlugte kom van die verkeerde kant af, nie van Rhodesië af nie, maar vanuit Mosambiek uit. Soos julle gesien het gister, daai choppers het van wes af ingekom, nie van noord toe, wat afgeskiet word. Toe loop daar 'n klomp Frelimos op ons af, en die ouens wat hulle rondom verdedig rapporteer, die kom 'n patrollie van so 30 Frelimos en soek ons. Kom die sein deur, en die bevelvoerder van ons op daai stadium, dit was of Bert Sachs of Daan van Sail, en dan kry daar 'n span bymekaar, ek was besig met 'n klein verkenning met 'n spannetjie buite, en ons sit daar vinnig 20 of 30 ouens bymekaar, ons stap uit en ons konfronteer hulle. Binne 'n uur of so, vloer al die ouens, al het 90, 29 of 30 ouens uitgesort. Ons het nie een gewonde of niks aan ons kant, maar 2 hardloop weg. En daar is clever genoeg, sy kry daai chopper in die lug, en hy roep vir Rocky van Blerk wat 'n sniper was, so hulle gee 3 van die klim in die chopper soek, aan die 2 en skiet hulle ons. 15 minute terug land die chopper 2 ons geklopper klaar. Die Rhodesiërs het dit in hulle lewe toe nog nie gesien nie. Dit was altyd moeilik vir hulle om ons erkenning te gee as ons hou kon inkry wat hulle nie het nie, maar hulle het daarom van tyd tot tyd toegegee. Ok, dit is toe ons nou net aan die gang gekom het met Boothuis en Oerig. En van daar af het die spanne dan ontplooi, die Rhodesiërs wat gefokus het op Mapai, en ons het die brûe by Chibouto. Right, so die basis wat hulle beaangeval het, dat begin voor, die choppers het hier by Chipinda gestaan, die bak moes omtrent, hier ergens, daar sy, voorward, daar is die tactical base, daar is hy, hier is Malvinia, wat is, hier is Chikwala, daar is Mapai, daar is die Barajem, bietjie af onder. Alright, so hulle wou Mapai gaan uithaal, want Mapai was die groot area, en ons het hulle, dit was hulle job gewees, en ons het die ondersteuningstake gedoen. In my geval, ek was in die span wat die Massachusetts brug gaan uithaal het, en ons het inmenging verwag van die vyand af, en ek is een kant toe gesit, Bert hulle was op die brug, nee, dit was Diedriks was in Charles, hy en die Demspannetjie, Dave Davis was op die spoor, ek was hierdie kant, en die inligting wat ons gehad het, dat ons vyand kan verwag uit die noordweste, en ek het daar 'n lekker hide ingeneem in 'n stelling, en
Toe ek van my regs kyk, toe kom daar 3 gewapende ters aan. En in daai bos was dit godsonmoontlik om daai RPD op te tel en te kan skiet. Alright, dat ek nou sê mag julle nie op Facebook sit nie. Ek het op daai stadium op my knieë gestaan en was besig om water af te slaan en hier stap 3 ouens met guns op my af. Alright, ek het nou nie alles toegemaak wat ek moes nie, maar dit het nie gehoor nie. Ek het daarom, soos hy vir jou sal sê, ons het pistole in ons skiet gehad. En met hierdie, toe sien hulle my, toe ek hulle sien, maar nommer 3 hardloop toe ook dadelik, het lyk my, dis 'n drill vir hulle, gooi jou gun en hardloop. Ek worry nie te oor hom nie, want hier's 2 ouens wat my toe nou nog wil vloer. Dat ek so halverag toe en ek het 'n pistool in die hand en ek kan nie daai bloody RPD daaronder uitkry nie en ek toe sê ek right, in for a penny, in for a pound. Die eerste ou storm toe vir my, ek kon hom toe vloer gelukkig met die pistool. En die derde ou, die opdrag was ook om kruisgevangenes te neem. Toe dog ek sien kans vir jou, so maar mannetjie, hy's soos beer gebou, kleiner as beer. Ek sê nee, wat ek sal hom vinnig uitsorg. En ek vel hom toe met die pistool neer. Toe dog ek, alright, dit loop nou goed, maar toe daai ou begin agterkom wat aangaan en hy sien die pistool en ek haal die cable ties vir boeie uit, toe word daai man sterker as Arnold Schwarzenegger. En is omtrent onmoontlik om met so ou te fight as jy nie die ou werklik sy nek afskeer of doodmaak of skiet. Die volgende ding wat gebeur met die stoeiery, toe val haar mieliesak uit sy bors uit en daar staan toe Delmas mieliemeel. Ek sê, jou bliksem, waar kom jy vandaan? Ja, my baas, moenie my skiet so en so nie. But it was no easy game. Toe sien ek hierdie ou gaan nie oorgee, ek sal hom nie in hy chopper kan kry sonder dat daar moerse risiko is. En die regte ding toe om te doen, is toe om afstand te kry, toe weet ek hierdie ou gaan hardloop. Maar wat hy toe doen is, hy blaf toe en hy draai om, toe ek nou nie 'n keuse gehad is om my ou te skiet. Alright, so ek kon toe na die kruisgevangene vat nie, maar dit is net so in 'n oogwink, kan goed teen jou draai. En ek het toe nou maar die veiliger keuse gevat, wat die regte keuse was. Daar stadium te roep die bevelvoerder my in, die job is op die brug gedoen, kom die chopper in, klim in die chopper, brug ontplof, job done. Alright, en dit het dieselfde by die ander brug gegaan. So al die goed wat die eenheid gedoen het, is grootliks met welslae gedoen en afgehaal. Alright, so dit is wat by Massenchoppies gebeur het. Die ander brug is geskiet en geval by Chibutu, en die aanvalle by Mapai was nie so gesond en oorgegaan nie. En op die einde van die dag is die infrastruktuur baie erg beskadig. Maar nie soos wat hulle wou gehad het nie. En ek dink nie die totale resultaat is verkry wat hulle gedoen het nie. Maar dit was toe ook nou naby aan die Lancashire Agreement. Die Lancashire Agreement is wat Engeland gefasiliteer het om Rhodesia se onafhanklikheid te verseker. En wat hulle basies nou gesê het, right, dit is nou klaar, Rhodesia moet nou stem. In daai stemming, daar was 2 of 3 keer gepoog om te stem, dan daar was 4 kandidate, dit was natuurlik Smit se party, Nkomo, Mugabe, dan was daar 'n ander Bishop Musarewa. Ja, ek onthou. By die eerste verkiesing, dus ons nog daar, die twee span het agtergebly in Salisbury. Toe wen Musarewa, toe sê hulle nee, die wêreld wil dit nie en die stem weer. En ons het ook stempeltjies gedeel, ons het 'n paar keer gestem, maar dit het nou nie baie gehelp. Toe stem hulle weer, en toe wen Mugabe dan, en die res ken julle nou. Maar daai aand toe die verkiesingsuitslag uitkom, is soos in die Mona Mutapo Hotel, dis omtrent die gelyke van 'n Elangeni en 'n Marani. Onthou julle die Elangenis en Maranis? Selfe dekor, selfe styl. As jy Bospry gekry het, het ons daar gaan drink. Dan sit een aand, dan het jy nie meer genoeg geld nie, dan sit jy maar op die pavement en drink. Okay, maar daai aand het ons nog geld gehad. En ons staan en drink toe, en toe kom die uitslaer. Ook nog 'n paar redders daar in die Churchill's bar, Westmart bar. En daar kom toe 'n perd daar, en hy stamp hy deure so op. Hy sê, now it is my country. En daar was so groot SAS ou saam met ons, ek onthou hom goed. Hy het net sy glas so gevat en laat los en hy toegemaak en hy pos hy ou terug deur hy deure. Hy sê, not yet. Okay, so ons het nog so 'n week, was dit nog ons land. Alright, so Oerig was 'n moerse groot operasie met 'n moerse offensief. Hulle sê, er was so 250 mense betrokke. En waarvan die grootste wapentuig dan al ons helikopters en al ons ondersteuningsgoed. En met sonder ons sou hulle dit nie eens kon aanval nie. Julle het gesien gister by Mapai.
loopgrawe moes omtrent hier gewees het, reg? So hulle het daai loopgrawe ver uitgesit. Hulle het gewag vir hierdie ouens. Maar Mapai was nooit werklik deur ons oorgeneem. En ons het al hierdie kneltaktiek wat ek hulle vir die laaste uur en 'n half van verduidelik het hier op af en op al die ander grense. So as die ouens werklik, ek dink die ouens was seer gemaak het, moes hulle harder daar ingegaan het en harder by Chikalakwala en Malbunia ingegaan het. En ook by Villa Salazar, nou dat ek die naam sien, was daar ook baie aktiwiteite. Alright, so dit was gedeeltelik suksesvol, maar nie so erg nie. En die oorlog is toe daarna beëindig. Ek weet nie of jy meer detail oor die operasie wil gehad het. Nee, dit is 100%. Dit was asof dit so die finale Ja. Kwitu-Carnaval van die divisie. Alright, so om op te som, een verkenningsregiment, 4 veersouns was wel hier, maar nie as veer nie, hulle is toegedeel of afgestaan of toegevoeg. Een verkenningsregiment in die spesmagte het hulle leerskool en tande geslyp in daai laaste 3 jaar hier voordat die ding Angola toe geskuif het. Sonder hierdie leerskool en relatiewe min ongevalle het ons dan gegaan en dieselfde tipe werk gedoen in Angola tot en reg met Kwitu-Carnaval. Soos ek sê, ek het die voorreg gehad om met topbevelvoerders op topforums te praat reg oor die wêreld. En ek het vir almal dieselfde storie gesê wat ek nou sê. As ons julle geld en finansies gehad, ons het onder sanksies en boikotte. Kon ons doen wat julle met al die geld en al die VN's en al die magte. Niemand, dan bied ons mekaar se waarderings en aanvalstaktieke en verkenningstaktiek. They could never compare met that. Hulle sê, maar hoekom, waar kry hulle dit goed? Ek sê, it's in our nature. Ons is in 'n oorlog, ons planne maak. Dis hoe julle boer, dis hoe sou survive, jy maak planne. En dis waar die mense die heilige respek was. Ek was nooit in Irak nie, ek kon hom altyd nie agterregkom. Maar die ouens wat in Irak sê ook, hulle was altyd so in aanvraag by die ander kontrakteurs, dat ons hierdie tipe kaliber mense is. So ek is baie trots vir my herkoms en vir my agtergrond. Vluit, my storie is uit. Mooi, het jy van die rukkie daar by een rukkie geken in 75? Ek het 77 aangekom, hy operateer nommer 5.